Liewe kinders en kleinkinders, susters, ek sal graag nou elkeen van julle by die naam wou noem. Ja, wat sê ons op 'n dag soos vandag? Ons woorde is min, maar my gebed is net dat die Here absoluut net die oomblikke sal oorneem en sal besig wees met elkeen van ons. Mag die Here regtig vir elkeen van ons wat hier is aanraak en deur sy woord en sy gees ook werk. En daarom gaan ons die naam van die Here ook aanroep, om ons buig die hoofde, dan bid ons ook die seën van die Here ook af. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader, deur die Seun Jesus Christus, deur die kragvolle en die troostvolle werk van die Heilige Gees. Ons gaan saam 'n lied sing, soos wat dit op die blaadjie aangebring is, wat dalk 'n klein ietsie verwoord ook van wat ons voel en beleef, as ons sê met lied 163, soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na u, o Heer. U alleen is my bron van krag, en ek bring aan u die eer. Ons sing staande net die een versie, en dan kan u weer u plekke inneem. Jesaja uit, en ek gaan vir ons 'n paar verse lees uit Jesaja 55, die eerste 11 verse uit hierdie gedeelte onder die opskrif hier, waar God sê, ek wil met julle 'n ewige verbond ook sluit. Maar voordat ons dit saam gaan lees, gaan ons die hoofde ook buig, en ons gaan vra dat die Here dan ook hierdie woord in ons harte sal neerlê. Kom ons bid saam. Onse God en almagtige Vader, ag Here, waar begin ons vanoggend? Ons het nie regtig woorde nie. Ons besef dat ons eintlik net voor u kan sug. Maar in daardie sug hoor u al die emosie, alles wat ons beleef, alles wat ons ervaar en voel. Ons wat rondom hierdie familie staan en sit vanoggend, maar veral hulle wat in hierdie voorste paar banke sit. Here, ons kan ons dit nie indink wat hulle alles beleef en ervaar nie. Maar u weet. En daarom glo ons met ons hele hart dat u nou op 'n goddelike manier ook sal besig wees. Here, want dit is eintlik menslik onmoontlik dat hulle in hierdie oomblikke
enigiets kan inneem van dit wat hier gebeur. Want alles is so oorweldigend, die trauma so verskriklik. En dan besef ons, maar hier waar ons in u huis saam is, hier waar ons saam uit die woord uit gaan lees en 'n paar oomblikke daarby gaan stilstaan, hier is dit nie mensewerk nie. Hier is dit nie ons hande nie. Hier is dit nie ons woorde nie. Maar hier is dit goddelike werk. En daarom bid ons. En ons kom gee onsself totaal en al in u oor. En ons vra, Here, werk u asseblief. En ons weet u is by magte. Want u is die almagtige God van hemel en aarde. Maar u is ook God die Vader, wat vir u kinders baie, baie lief het. Al leef ons nog in hierdie stikkende wêreld, met al sy seer kry, is u daar. En wil u letterlik die vangnet onder ons wees. Nooi u ons vanoggend uit om letterlik terug te val, en te weet, maar u arms is daar om ons te vang. U troos is daar, u genade is daar, alles is daar, wat ons nodig het. Elkeen wat vanoggend stikkend en seer is. En daarom bid ons, Here, help ons asseblief. Hou vir ons vas in hierdie oomblikke, en wil u gee dat dit wat ons uit Jesaja 55 vanoggend moet hoor, dat ons dit sal hoor. As dit nodig is dat ons dit dalk net ergens in ons gedagtes bære, en ons harte sal koester, dat ons dit sal doen, sodat ons in die dae wat kom, dit sal kan onthou. En daarom glo ons ook met ons hele hart, dat u Gees ook in ons vaardig sal wees. En nie net nou nie, maar elke oomblik vorentoe ook, vir ons sal skenk wat ons nodig het. Dankie, Here, dat ons onsself aan u kan oorgee. Dat ons kan bid en kan vra, spreek, Here. Elkeen van ons luister. En al voel dit op hierdie stadium, ons niks inneem nie. Luister ons, want ons weet, u werk op u goddelike manier. Ons hou daarin vas, met alles wat ons het. Amen. Ek lees vir ons Jesaja 55, begin met die uitnodiging wat sê, kom almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig. Luister na my en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon, soos aan Dawid. Ek het hom 'n getuie gemaak vir die volke, 'n regeerder en gebieder van volke. Nou sal jy nasies ontbied wat jy nie geken het nie, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou toe hardloop, terwille van die Here jou God, die Heilige van Israel, omdat hy jou in eer herstel het. Vra na die wil van die Here, terwyl hy nog te finde is. Roep hom aan, terwyl hy nog naby is. Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan, die slegte mens sy slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal die Here hom genadig wees. Hy moet hom tot ons God bekeer, hy vergewe altyd weer. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, so sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. Die reën
en die sneeu kom uit die hemel uit, en dit gaan nie daarheen terug nie, maar deurweek die aarde en laat die plante bot en vrugte dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigte sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Ons lees tot sover uit die woord van die Here in ons teksversie. As ek een versie kan uitlig, is dan hierdie vers 8, waar die Here sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie. So sê die Here. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, God se manier van dink en doen verskil dikwels drasties van ons eie gedagtes en idees. Die planne wat ons gewoonlik maak in hierdie lewe lyk vir ons baie keer baie logies en voor die hand liggend. Ons voel baie keer dat die lewe wat ek besig is om te lewe werkbaar is. En op 'n gegeewe moment voel dit vir ons en lyk dit vir ons, is dit ons ervaring of alles net vir ons reg en goed ook loop in die lewe. Maar tog dan dikwels ervaar ons hierdie teleurstelling dat God se planne dalk anders is as ons, heeltemal anders as wat ons ooit in gedagte kon gehad het. En dan verstaan ons dit nie. En dan wonder ons, maar waarom loop God so ompad met ons? Hoekom loop hy met ons moeiliker paaie as wat ons onsself ooit sou kon indink in hierdie lewe? En dis op hierdie punt waar ons as mense dan baie keer begin om gevolgtrekkinge te begin maak. En baie keer ook gevolgtrekkinge te begin maak oor die Here self. En begin ons selfs vra, maar as 'n God dan 'n God van liefde is, waarom laat hy sig 'n verskriklike trauma in 'n mens se lewe toe? Waarom laat hy dinge in 'n mens se lewe gebeur? Dinge waaroor ek totaal en al nie beheer het nie, maar dinge wat 'n mens se lewe totaal en al ontwrig, ons uitmekaar skeur, ons stukkend maak. En dis die eeueoue vraag, waarmee die kerk en die gelowiges van die kerk nog altyd worstel. En vandag is ek oortuig, liewe familie en vriende wat hier saam is, ook in ons eie lewens, dink ek, is dit 'n vraag. Dit 'n vraag in ons gemoedere, 'n vraag wat sommer onwillekeurig net by ons opkom. Waarom skenk God aan ons die lewe? Waarom gee hy ons soveel dae waarin ons gelukkig is? Gee hy vir ons 'n huishouding? Gee hy vir ons die dae waarin ons lewe? Skenk hy vir ons die dae saam met 'n ouma en 'n ma en 'n suster? En op 'n dag in 'n verskriklike tragedie kom haal hy haar en word julle agtergelaat, stikkend en gebroken, met soveel verlies. En 'n mens kan nie anders as om te vra, dis net menslik. Hoekom laat God dit toe? Hoekom laat hy dit toe? Die beter oplossing is ons nou eerder om te gaan na die psalmdigter wat vir ons sê op 'n stadium dat ons rustig sal leef en werk in hierdie aardse lewe wat ons het. En daarmee voel ons gemaklik. Elkeen van ons sal eerder hierdie lewe sonder pyn en sonder hartseer en sonder verlies ook wou hê. En omdat God se plan dan partykeer soveel anders loop as ons sinne, dan begin ons partykeer vir onsself logiese gevolgtrekkings maak. Partykeer baie gevaarlike gevolgtrekkings, want 'n mens kry dan mense wat dalk begin vra, maar dalk het my God my nie lief nie, dalk is dit God se manier om my te straf, en 'n mens gaan soek in die woord van die Here, en dan moet 'n mens op die ou end vir mekaar sê, daar is eenvoudig
nie maklike antwoorde op moeilike vrae. Daar is nie maklike antwoorde op moeilike vrae nie. En as 'n mens met hierdie vrae na die woord van die Here toe gaan, kom 'n mens baie gou agter dat daar eintlik geen duidelike antwoord is, wat nie ek of enige mens vanoggend vir julle kan gee nie. 'n Mens kan maar die boek Job gaan lees. Uiteindelik het Job nooit 'n antwoord gekry nie, maar hy het geworstel met die Here en hy het 'n stukkie vrede weer in sy gemoed gekry. Hier word verwys in Jesaja na Dawid, en ons weet hoe baie Dawid met die Here geworstel, deur hoeveel trauma Dawid ook in sy lewe gegaan het, maar aan die einde van sy lewe moet Dawid ook sê, daar is geen duidelike antwoord nie, en in kort kom die antwoord dan neer op ons teksvers van vandag. Dis die beste antwoord wat ons dalk by kan uitkom. Jesaja 55 vers 8 wat sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, so sê die Here. En dan vers 9, soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. En in 'n sekere sin is dit God se antwoord dalk op al die raaisels en die waaroms en die hoekoms waarmee ons baie keer worstel in hierdie lewe. Waar God eenvoudig net sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En om regtig iets te verstaan van wat die Here hier in die eerste plek natuurlik vir die Israeliete sê as hy met hulle praat hier in Jesaja, moet 'n mens so 'n bietjie gaan kyk na die agtergrond van hierdie gedeelte. Dit wat die profeet Jesaja hier vir ons neergepen het, wat is die geskiedenis waarbinne dit afspeel? Israel is op hierdie stadium in ballingskap in 'n vreemde land. Dit het beteken dat iemand kom oorlog maak het teen hulle en hulle letterlik weggevat het uit hulle land uit na 'n vreemde land toe, waar hulle gewoonlik daar geleef het as slawe of voor 'n vreemde oorheersing. Jerusalem en die tempel en alles waarvoor hulle baie lief was totaal en al verwoes gewees. Daar was niks van dit oor nie. En hierdie groepie Israeliete bevind hulle ook binne in hierdie omstandighede van totaal moedeloos wees, van hooploos voel. Want hulle sê ook hier in Jesaja, dit voel vir hulle asof die Here hulle in die steek gelaat het, asof hy die verbond wat hy reeds met Abraham gesluit het, asof hy dit verbreek het, asof dit nie meer bestaan nie, asof die beloftes van die Here dan nie meer oor hulle geld nie. Want kyk waar sit hulle, kyk wat beleef hulle. En hulle vra hierdie vraag vir die Here, wat het geword van die verbond? Wat het geword van al die beloftes? Wat het geword van dit wat U vir ons gesê het gaan waar word? Hulle is dan die uitverkore volk, die wat die Here baie lief het, hulle wat die beloofde land gekry het en vir altyd daarin sou woon, met die tempel as 'n simbool van die teenwoordigheid van God in hulle midde. Maar nou lyk dit asof dit alles misluk het, want daar's niks van dit oor op hierdie stadium nie. Van God se verbond en van sy beloftes voel dit vir hulle, het daar niks oorgebly nie. En in die eerste deel van Jesaja lees 'n mens van hierdie verwagting wat daar by die volk geheers het, dat die Here dinge alles net weer skielik sou regbring, dat alles nog maar net weer goed sou wees vir hulle. Maar dit loop nie so maklik nie. Daar sal nog baie jare verloop, waar die vyande van Israel sou kom en hulle keer op keer sou vernietig, vreemde leiers sou stuur om oor hulle te heers. En hierdie versigtiging na verlossing uit hulle ellende word al hoe meer en meer uitgeuiter in woorde. Mens kan die hele Jesaja so gaan deurlees. En in die Israeliete se koppe is dit die enigste plan wat hulle kan uitdink, is dat daar iets magtigs moet gebeur sodat hulle die vyand weer kan verslaan, sodat hulle hulle land kan terugkry en hulle lewe by wyse van spreuke weer kan terugkry. Weer in volle glorie herstel kan word.
Dan in die tweede en die derde deel van Jesaja, dan kry ons hierdie draaipunt, hierdie wentelpunt, hierdie wending wat begin gebeur. As die profeet begin aankondig dat God inderdaad vir hulle gaan verlos, dat daar 'n tyd gaan kom dat die swaar kry begin verbygaan. Jesaja 40 begin daarmee, as Jesaja 40 sê, daar is weer troos, daar is weer hoop. Jesaja 55 wat vertel, daar is weer verlossing wat kom. Dit word vergelyk met die beeld van 'n feesmaal wat God voorberei vir sy volk. As hierdie gedeelte begin eintlik met die woorde, kom en kom eet en kom drink, wat julle nie voor hoef te betaal, wat julle nie hoef te koop nie. Wat eintlik 'n uitnodiging is na die feesmaal van God. En by monde van die profeet sê God eintlik hiermee, maar ek het nooit my verbond met julle verbreek nie. My liefde vir julle het nooit opgehou nie. Dit staan tot in alle ewigheid, staan dit vas. Maar my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En die manier waarop die Israeliete gedink het, hulle verlossing sou beleef, word op 'n totaal ander manier bewerkstellig as wat hulle ooit kon dink of hulle kon beplan. Want God gebruik vir koning Kores van Perse as 'n instrument in sy hand om uiteindelik ook weer die volk in ere te laat herstel, om hulle terug te vat na Jerusalem, die tempel te laat herbou, en dat hulle dan eintlik weer hulle lewens begin terugkry. Maar hulle sou onder 'n vreemde koning nog vir 'n hele ruk bly staan. Maar die uitkoms wat hulle na gesmag het, word verkry. En dit is eintlik die belangrikste van hierdie verhaal. Dat toe die Israeliete gevoel het, asof God hulle totaal en al in die steek gelaat het, dat God oor en oor bevestig, dat hy getrou bly, dat hy sy beloftes waarmaak. Ongelukkig lees 'n mens ook in Jesaja, dat dit vir baie van die Israeliete nie aanvaarbaar was, die manier waarop die Here opgetree het nie. Dat die opoffering wat hulle moes maak om weer terug te gaan en te gaan herbou, vir hulle net te veel was. En ons lees dat 'n groot deel van die Israeliete agtergebly het in daardie land waarheen hulle weggevoer was. Daarom nooi die profeet, daarom nooi God vir sy volk uit, om weer te vra na die wil van die Here. Om te vra, Here, wys ons die pad vorentoe. Kry mens hierdie groepie Israeliete wat sê, ons sien niks op hierdie oomblik nie. Wys ons die pad vorentoe. En hulle sê, hulle sal bly soek. Hulle sal naby aan die Here bly, sodat hulle kan sien, tree vir tree, hoe vorentoe. Mens kan eintlik aanvoel, as 'n mens mooi gaan lees in Jesaja, hoe groot die kloof op 'n stadium tussen God en die Israeliete is. En daarom dat die Here hierdie woorde sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle planne is nie my planne nie. God weet dit. En daarom sê hy dit pertinent in ons teksvers. Maar hy nooi ons uit na hierdie feesmaal. Hy oorbrug as het ware die afstand tussen hemel en aarde. Dit wat vir ons totaal onmoontlik lyk, kan hy vir ons moontlik maak, want God is God en ons bly mens. En hy sê, hy kan. En daarom gebruik hy ook 'n tweede beeld, 'n beeld wat ons goed ken, die van reën en van sneeu wat uit die hemel uitval, en wat nie weer terugkeer na die hemel toe nie, maar nuwe lewe ook voortbring, nuwe groei en nuwe vrugte. En dit wil net sê dat op die God se werk kan nie gestuit word nie. As hy met 'n mens 'n pad loop, as hy 'n plan met 'n mens het, dan voer hy dit deur. Maar in daardie plan soek hy vir ons seën. Hy sê dit so pertinent in hierdie gedeelte as hy sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle optrede nie soos myne nie. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede.
God weet tog soveel meer as ons. Hy sien soveel verder as ons. Hy weet tog alles beter. En hy sê hierdie woorde vir ons, sodat dit by ons 'n klein stukkie rustigheid moet bring. Ook by ons vandag, by hierdie troostdiens, waar ons dalk met baie gemengde gevoelens sit. Volgens ons planne en gedagtes is die logiese antwoord dat alles eintlik moes wees soos verlede week. Dat Lottie nog hier in ons midde moes wees. Dat julle huis nog moes staan. Hoekom? Waarom? My gedagtes is nie julle gedagtes nie. En my optrede nie soos julle se nie. Dit is God se antwoord. En 'n mens wat in die geloof iets begryp van die andersheid en van die grootheid van God, begin dit dan naderhand in die geloof ook agterna sê. Dan sê ons nie as kinders van die Here, dat ons maar uitgelewer is aan die noodlot en aan toeval nie. Dan sê ons nie, nooit, dat dit God se wil is, dat dit maar so moes gebeur nie. Dan sê ons nie, dat ons alles maar net blindelings moet aanvaar in hierdie lewe nie. Inteendeel, as ek dit begin regkry om te herhaal wat Jesaja 55 vers 8 sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, my optrede is nie soos julle se nie, dan word dit eintlik 'n geloofsbelydenis. Dan word dit 'n belydenis wat my uiteindelik deur die rouproses ook gaan dra, om die manier waarop die Here ook met my gaan werk. Belydenis wat sê ek weet, ek kan nooit God se gedagtes deurgrond nie. Ek kan dit nooit met my menslike logika probeer uitredeneer nie, net so min as wat ek die afstand tussen hemel en aarde kan oorbrug. Maar juis omdat God God is, en op ander maniere werk as ons, hoef ek nooit in sy liefde en sy trou te twyfel nie. Want soos Paulus vir ons sê in Romeine 8, daar is niks wat ons kan skei van die liefde van Jesus nie. En ons het dit tog gesien en ons beleef dit in die koms van ons Here Jesus Christus. In Jesus sien ons juis hoe radikaal anders God is. Hy wat sy enigste seun na hierdie wêreld toe gestuur het om ons te kom verlos, sodat ons nie hooploos hier hoef te sit vanoggend nie, maar dat ons hier kan sit as mense wat weet, daar's 'n ewige lewe, daar is meer as hierdie aardse lewe, en dis tog die begin van ons troos, dis tog waaraan ons vashou. Dis wat ons as sondaar mense vrygekoop het en losgemaak het, die wete dat ek sy kind kan wees, en deur in Jesus te glo, kan ek verder dink, as hierdie aardse lewe, is daar soveel meer. Het hy vir ons die Godverlatenheid van die hel beleef, sodat ek uiteindelik die vryheid van die dood hierna kan beleef, en uiteindelik ook die Vaderhuis, waar Jesus vir ons plek gereed gemaak het, en ons verdien niks daarvan nie, dit kom ons nie toe nie, dit is alles genade, liefde, 'n geskenk van God af, wat hy vir elkeen van ons kom aanbied. En as hy dan sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en my optrede is nie soos julle sinne nie, dan word dit in die verhaal van Israel ook baie vir ons duidelik uitgebeeld, maar word dit nog meer vir ons uitgebeeld in sy seun Jesus Christus. Want ons as mense kan ons nie indink dat hy sy eie seun vir ons gestuur het om vir ons te sterf, sodat ons nie hooploos vanoggend hier hoef te sit nie. En hy wil graag hê ons moet dit raak sien. Hy wil graag hê ons moet dit glo. Hy wil graag hê ons moet dit ons eie maak. Dit is die begin van die pad om uiteindelik 'n klein stukkie vrede weer te vind. Is dit maklik? Nee. Kan iemand
hierdie pad vir julle loop? Nee. Dink ons wat hier om julle sit, sou dit baie graag vir julle wou doen. Ons kan nie. Maar saam met die Here kan julle. En mag julle sy liefde en sy genade regtig ervaar. En in die dae van twyfel, want die duiwel bly besig, mag hierdie versie in julle gedagtes opkom. My gedagte is nie julle gedagte nie, en julle optrede nie soos myne nie. Mag dit 'n belydenis word, waarmee julle verder gaan lewe. Belydenis, terwyl julle ervaar die liefde van die Here, julle dra, sorg en vertroos, soos net hy kan. Amen. Kom ons bid saam. Onse God en almagtige Vader, Here, ons het vanoggend begin deur te sê, ons het nie woorde nie. En nadat ons geluister het na Jesaja 55, beaam ons dit in ons harte, dat ons totaal en al besef, dat ons gedagte nie u gedagtes is nie, dat ons planne nie u planne noodwendig is nie, en dat u op ander maniere werk, as wat ons ooit kan dink. Here, maar help vir ons asseblief, om in hierdie tyd, die twyfel, wat in ons harte opkom, weg te haal. Want ons weet dat die duiwel ook daar rondloop, soos 'n brullende leeu, en soveel twyfel in ons harte wil saai, en soveel vrae in ons gemoedere wil plant, en daardeur vir ons wil wegtrek van u af. Mag ons dan eerder onthou, die uitnodiging wat ons hoor, hier in Jesaja 55, kom na my toe, kom kry alles verniet. Want u het vir ons alles moontlik gemaak deur u Seun, Jesus Christus. U het dit vir ons moontlik gemaak om verder te lewe hier op aarde, in ons seer, in ons swaar kry, in ons pyn en in ons verlies. Omdat ons dan 'n belydenis op ons lippe het, 'n lewende Here om aan vas te hou met alles wat ons het, wat vir ons kan dra waar mense hande nie kan nie. En u het dit vir ons moontlik gemaak deur die opstanding van ons Here Jesus Christus, om te weet dat die aardse lewe vir die wat in u glo nie hier eindig nie, maar dat daar 'n ewige heerlikheid tot in alle ewigheid by u is. Dat dit ons troos is. Dat dit is waarna ons wat nog hier op aarde is ook uitsien. Maar dat ons nou reeds hier op aarde ook iets daarvan kan beleef, as ons die beloftes vasgryp, as ons aan u vashou. Ek kom bid, Here, vir die kinders, vir elkeen, die familie wat hier voor sit, die kleinkinders, die susters, almal wat stikkend en verslae is. Here, hou asseblief vir hulle vas. Skenk hulle u genade. Dra vir hulle. Terwyl ons dit vra, weet ons u is ook besig. U gebruik ook vir ons wat rondom hulle is, om ook fisies te help, vir hulle te bid, vir hulle in te tree. Mag hulle ook ervaar hoe ons wat rondom hulle staan, hoe u dit ook gebruik om vir hulle tot seën te wees. Dankie dat ons dit kan bid. In die wete, u hou ons elke oomblik vas. U sal nooit die verbond, die verbintenis met ons losmaak nie. Mag ons ook net styf daaraan vashou. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ek gaan aan u voorhou die bedankings wat die familie gevra het ek moet doen. Dan gaan ons kyk na 'n lewensskets in beeld
En dan gaan ek 'n brief ook net voorhou wat Trevor gevra het. Ek moet lees. Ek doen dit met liefde, al is dit swaar, Trevor. Maar kom ons luister eers na die bedankings wat die familie ook graag in ons midde wil plaas. Hulle sê eerstens aan ons hemelse Vader vir die tyd wat hy vir Lottie aan ons geleen het. Die gemeenskap van Lichtenburg en spesifiek ons bure wat so behulpsaam was die aand met die brand, vir die water en die komberse wat julle aangedra het. Baie dankie aan die brandweer van die munisipaliteit en die brandweerspan van AfriSam met hulle flink optrede en hulp. Ons dank ook aan die ambulansdienste. Dan aan al ons vriende en familie wat ons in daardie aand en agterna bygestaan het. Almal wat kos en klere en skenkings gemaak het. Almal se oproepe, boodskappe en gebede. Dit dra ons werklik in hierdie moeilike tyd. 'n Groot woord van dank aan meneer Ion Swanepoel wat sy gastehuis beskikbaar gestel het vir huisvesting vir die familie, die aand ook met die brand. Dan ook dank aan almal hier in ons gemeente wat ook uithelp vanoggend, aan die koster, die orgelis en ook die dames wat gereed gemaak het ook vir verversings daar in die kerksaal. Danro, aan jou ook 'n woord van dank en ek lees dit soos hulle dit hier geskryf het. Danro Fourie van Roet Begrafnisdienste wat die roudiensreëlings van ons geliefde Lottie so menslik en met deernis hanteer het. Dankie Danro. En dan ook 'n woordjie, dan staan hier, dan wil Herman, Rita en Marlene ook hulle dank uitspreek teenoor Trevor en Nornet, wat vir Lottie so goed was en altyd behulpsaam en bereid was om te help met enige iets wat sy ook gekort of nodig gehad het. Hoor die dank wat regtig van hulle kant af kom en baie dankie. Ek glo en vertrou ek het almal onthou. Ons gaan kyk na 'n lewensskets in beeld en daarna sal ek die When you're lost and there's nowhere to go and your heart bears heavy load, don't give up, 'cause you are not alone, 'cause I am always here to bring you home. You took a chance, you crossed the thin red line, and how every word can seem so unkind. Don't believe you'll ever lose it all, 'cause I am always here to bring you home. You make mistakes and hearts will break and tears will always fall. The world is turning, you are learning what matters most of all, that you are not alone. Now's your time, so go on, be free. Don't hold back, be all that you can be. If you fall, you don't fall alone, 'cause I am always here to bring you home. You are not alone. When you're lost, there's nowhere to go,
and your heart bears a heavy load. Don't give up, 'cause you are not alone. 'Cause I am always here to bring you home. 'Cause I am always here to bring you home. 'Cause I am always here to bring you home. Ek het net voor die diens 'n brief gekry wat Trevor geskryf het. En ek lees dit met die grootste liefde, Trevor. Daar is 2 goed in die brief wat ek nie meer saamstem nie. Die een weet ek, gaan ek jou vanoggend nie van oortuig kry nie. En die ander ene sal ek nou ook vir jou uitlig. Maar hy skryf hier 'n briefie aan my mamma. Hoe en waar begin ek? Ek weet nie. Alles is nog so seer en onwerklik. Daar is so baie vrae, maar geen antwoorde nie. En dan is daar al die verwyte. Dis die een wat ek nie meer saamstem nie, maar wat ek weet jy met die Here moet deurworstel. Sê nou net, sê nou maar net, ek het dit, of ek het so, of hoekom het ek nie, of het ek dalk eerder so nie. Ai, ek is so jammer, ma, vergewe my asseblief. Ek was bitter lief vir ma, en sal altyd wees, sal ma nooit vergeet nie. Ma was altyd daar vir ons, al was ma die laaste rukkie baie kwaai. Sjoe, kyk ons moes ligloop, veral op Boeta. Kyk my jy bietjie deurloop. Wie gaan ek nou omkoop met 'n pakkie sigarette, om gou my bietjie skottelgoed te was? Daar is nog 3 pakkies sigarette onder my kar se sitplek. Ek sal hulle mooi vir ma bære. Ma was altyd happy, as ma net 'n koppie koffie, 'n pakkie rookies, neem ek aan, soos ma dit genoem het, 'n inkleurboek en koutjies gehad het. Ek het altyd so gesmile as ma so kwaai was met Boeta en sy maatjies, en dan 5 sekondes later skreeu Boeta uit sy kamer uit, ouma, sal ouma vir my koffie maak asseblief? En dan skreeu ma terug, okay Boeta. Ek onthou hoe ma en Sissa vir ure in die lapa kon sit en gesels oor alles. Ek kan nog boeke vol skryf oor ma, en wat maar alles vir ons gedoen en beteken het. Maar ek moet die briefie kort hou, want Dominee gaan met my raas as die briefie te lank is. Dis een wat ek ook nie saamstem nie. Ek wil net vir ma sê, dat ek bitter lief was, en sal vir altyd wees vir ma. Dankie vir wat ek by ma kon leer. Dankie dat ma my mamma was. Lief ma, van Trevor. Liefdes, ons gaan sluit hier in die huis van die Here. Ons gaan luister na die troostbriefie, soos wat dit op die programmetjie vir ons aangebring is. Daarna gaan ons ook sing die lied wat vir my 'n verwoording is van Jesaja 55 vers 8, wat ons net sê, wees stil en weet, ek is die Heer. Daarna ontvang jy ook die seën van die Here, en kom ons by die motorvoertuig hier buite by mekaar, waar ons daar ook dan 'n laaste eer ook aan Lottie sal betoon, en dan is jy baie welkom om oor te beweeg na ons kerksaal toe, regoor kan die pad. Daar is verversings vir u gereed gemaak, waar u dan ook 'n wyle saam met die familie kan vertoef. So nadat die voertuig ook vertrek het, kan u oorbeweeg saal toe, sodra die familie reg is, sal hulle ook by u aansluit. Kom ons staan dan vir die woorde van die afskeidsbrief.
Met hartseer neem ons afskeid van ons geliefde. Sy het vir 60 jaar ons lewens verryk en verfraai deur haar nederige optrede en handewerk. In tye van eensaamheid, siekte en swaar kry, was sy altyd tevrede en blymoedig. Ons as familie dank ons Hemelse Vader vir die voorreg en genade om haar so lank by ons te kon hê. Ons gun haar die hemelse rus en sal haar altyd onthou. Die Here sal by ons kom staan en ons help. Die Here sal hoor wanneer ons bid en aan ons sy vrede gee. Amen. Van die naby familielid is van nader staan asseblief vir die ballonne. Nee, maar ander wat ook 'n ballon wil hê? Ja. Allemaal net nader staan asseblief. Ja. Sal jy net so omsê, jy net trap het asseblief. Van die familie, daar by familie.
Ander ook asseblief 'n bietjie nader staan. Geliefdes, ons gaan saam luister na die woorde van die troostformulier. Daarna gaan ons vir die geleentheid gee om 'n laaste eer te bewys deur 'n blommetjie ook te plaas. Ons gaan dan ons geloof beaam in die woorde van Psalm 23 en 'n gebed doen. En as die motor dan vertrek, dan kan ons die ballonne ook laat gaan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het dit so beskik dat Lottie deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, kom die Here en hy gee self sy troos en sy bemoediging. Hy beloof ons dat hy ons smart sal verlig, dat hy ons met sy liefde en sy krag sal bystaan en dat hy verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur die opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Waar is jou angel? Daarom treur ons vandag wel, maar nie soos ander mense wat sonder hoop is nie. Deur die dood kom God en hy roep die ongelowige mens tot bekering en hy roep sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Daar's 'n gedeelte by die laaste eer tot die tannie, ek vra dat die familie, eers sal die naby familie, eers sal kans gee asseblief. Hulle op genade staan asseblief. Ander kan ek maar by genade staan. Geleend is er nog iemand? Geliefdes, kom ons beaam ons geloof in die woorde van Psalm 23. Die Here is my herder,
Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lengte van dae. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke kan glo soos 'n Dawid van Psalm 23, dat ons daarin kan vashou en kan weet ons het die God die Vader wat vir ons oneindig lief is, al is U gedagtes nie altyd ons gedagtes nie. Ons het 'n Here Jesus Christus, wie se genade vir ons altyd genoeg is. En ons het 'n Heilige Gees wat ons hiervandaan verder gaan troos en gaan lei. Ons glo in 'n drie-enige God en ons hou daaraan vas. Amen.